Hallo, kom ons gaan gou aan waar ons opgehou het. So ons kyk na die sade van dikotiele angiosperma. So ons kyk nou spesifiek na hoe die saad ontkiem. So ons het nou gehad bestuiving, bevrugting en toe het ons gepraat oor hoe die saad versprei. En nou lê daai saadjie daar in die grond. Nou wat gebeur? So, wanneer toestande gunstig is, beteken dit gunstig, goed. So, as daar genoeg water is en genoeg lig en suurstof en hitte, dan gaan die saad ontkiem. As daar nie genoeg water is nie, so dis droog, of daar's nie genoeg lig nie, so dis te donker, of daar is nie suurstof nie, soos in die saadpakkies waar dit toe is, daar's nie suurstof in nie, of dis te warm, of te koud, dan gaan die saad nie ontkiem nie. So dan is die toestande nie gunstig nie, so die saad rus. So dan, hy slaap basies net, dit lyk asof hy dood is, niks gebeur nie. En dan begin die ontkieming, wanneer die toestande gunstig is. Wat gebeur dan? Die eerste stap, hierso, kan jy sien op die prentjie en hier waar ek geskryf het. Die jong wortel groei afwaarts. So, ons het, hier is die saad, en dan kan jy sien, hier kom die jong worteltjie wat afgroei in die grond in. Dan begin die jong blaar groei. So hier op die volgende een kan jy sien, daar begin 'n blaartjie. Wanneer hy so bo die grond begin uitkom, dan noem ons dit 'n loot. Okay, so hierdie is nog nie regtig 'n loot nie, want hy's nog te klein, maar nou het hy so klein bietjie van 'n steeltjie by, so dan is dit 'n loot. En dan dit is basies die stingeltjie met die blaartjie by, wat bokant die grond is. En soos jy kan sien hier op hierdie prentjie, is die loot groei op bo die grond uit, maar die blaartjie is nog so toe. Hy is so half opgekraal. En hier kan jy sien, het ons sywortels wat begin vorm. So wortels aan die sy van die penwortel. Onthou jy, ons het laas keer gesê, dikotiele plante, so hierdie is dikotiel, dis 'n boontjie wat 2 lobbe het. En dikotiele plante het 'n penwortel. So hierdie is die penwortel, en dan is daar sywortels aan die kant van die penwortel. En nou begin die loot kom uit, en die syworteltjies begin groei. En dan in die volgende prentjie hierso, hier is die loot nou mooi reguit, en die blare gaan oop. En dit noem ons 'n saailing. So die saailing is wanneer die loot reguit is en die blare gaan oop. En dan kan ons ook hier sien by die saailing, het ons die wortelstelsel wat begin ontwikkel. So dit lyk nou meer soos 'n penwortelstelsel, eerder as net 'n klein babeworteltjie. So die wortelstelsel ontwikkel. En dit is al nie so erg nie. Dit is die sade wat ontkiem. So die woorde wat jy daar moet onthou, dit is belangrik dat die toestande gunstig is. Dan het ons 'n jong wortel en 'n jong blaar. Dan het ons 'n loot met sywortels. Ek gaan sommer so maak, want die loot en die sywortels gaan saam. En dan het ons 'n saailing wat 'n wortelstelsel begin kry. En dit is die ontkieming, nie so erg soos die ander nie, nee. En nou wil ek net gou na hierdie prentjie kyk, want dit is basies nou net 'n opsomming van dit alles op 'n prentjie. Jy weet mos, ek hou daarvan om goed op prentjies te doen. So, kom ons kyk. Hierdie is die helmknop en die helmdraad. Hierdie is die stamper. En die stamper bestaan uit die stempel
die styl en die vrugbeginsel. So bestuiving is wanneer die stuifmeel van die helmknop af tot op die stempel gaan. En dan wanneer dit dieselfde spesie is, smelt hulle saam en die stuifmeel buis vorm. In die stuifmeelbuis kom daar nou die stuifmeel af onder toe. Ons kry 2 spermselle, 1 eiersel en dan is daar 2 polêre selle wat ook daar binne is. So bevrugting gebeur en dan het ons 'n sigoot. So daardie deel daar is 'n sigoot. So hy's nog nie groot nie, hy's 'n sigoot. Simpel goed soos dit help my altyd onthou. En dan hierdie deel wat jy hierso sien is die endosperm. Die sigoot word groter en hier is dit 'n embrio. Nou begin die saad ontwikkel en so hier is die saad wat uit hierdie vrugbeginsel word die saad. Dan land die saad ergens op 'n grond en die toestande is gunstig, daar's genoeg water, daar's genoeg lig, daar's genoeg suurstof en die temperatuur is reg vir hom. En dan begin hy ontkiem. So hier het ons die klein worteltjie en 'n klein blaartjie. As hy bo die grond kom, is hierdie 'n loot. En dan ontwikkel hy verder en hierdie is 'n saailing. En hierdie is sy penwortelstelsel want hy is dikotiel. En dan groei hierdie plant nou groter en groter en word hierdie volwasse plant en ontwikkel blomme. En omdat dit dikotiel is, 2 saadlobbig, het hy manlike dele en vroulike dele. So die helmknop en die helmdraad. En so kan ons aanhou en vir die res van ons lewe hier sit en om in 'n sirkel gaan. Maar ek hoop dit is nie nodig nie. Ten minste ek gaan daar stop. Jy kan die video weer kyk en my in 'n sirkel laat gaan as jy wil. So dit is dit vir die biologie afdeling, die lewenswetenskap. Ek sê nog biologie. Ek wil net gou hê jy moet hier kyk in die inhoud. So as jy nou mooi klaar geleer is, kyk hierso, ek wil hom net gou opdateer. Hou gou aan. Daar sê. Okay, so as jy hier in die inhoud kyk, né, dan sien jy hierso is die klassifikasie van lewende organismes. So dan net voor jou toets kan jy hierna kyk, soos amper 'n opsomming van alles. Dan sien jy watter ryke het ons. Hier het ons Monera. Wat was dit nou weer? Bakterieë wat eensellig is en nie 'n selkern het nie. Ons het Protista, wat is soos malaria of soos plankton en hulle het 'n ware selkern en van hulle fotosinteer ook soos plankton. Dan het ons fungi wat swamme is soos voetskimmel en heerlike sampioene en ook wat was die ander ene waar ons gepraat het? Broodmurf natuurlik. En dan het ons plante. En dan onder die plante het ons mosse en varings. En die mosse en die varings het spore. En dan het ons die gymnosperm wat keelplante is, soos dennebolle. En ons het angiosperme
wat blomplante is. En die blomplante het ons dikotiel wat 2 saadlobbe is en monokotiel soos 'n mielie wat 1 saadjie het. 1 saadlob. En dan onder diere het ons gewervelde diere. So en die gewervelde diere het ons gesê is soos visse, amfibieë, slange, voëls en soogdiere. En dan die ongewervelde diere, ek wil dit net gou seker maak, ek onthou om dit hier op te sit. Waar was dit? Ongewervelde diere, ek weet nie hoe kom hy nie daar op die ding behoort het nie, dis hy. So, ongewervelde diere het ons gehad, arthropoda, so dink arthropoda, baie pote, poda pote, dalk help dit. Ons het gehad insekte, arachnida en crustacea. En dan die ander film was mollusca, wat weekdiere was. Ek gaan hierdie ook sommer daar op die indeks sit, sodat wanneer jy deur dit gaan, dan kan jy op die indeks kyk. Ok, ek gaan. Dat ek net gesin maak, so, dat hy. En wat ek nou weer met hom gedoen het, daar sy. En dan gaan ek ook sommer hierdies ook op die indeks sit. En dan is jou indeks amperkies soos 'n opsomming van alles. So jy kan daarna kyk wanneer jy klaar geleer is en jouself toets en kyk wat jy onthou daarvan. So ek hoop jy leer lekker verder aan die biologie en dit is nie vir jou te veel en te veel woorde nie. Daarom tel spelling glad nie, so dit is nie iets waaroor jy hoef te bekommer nie. Daar sy, nou behoort jou inhoud so te lyk. Ja, dis hy, gewervelde diere, daar het ons hulle. Ongewervelde diere, daar het ons hulle. En dan die angiosperme, het ons gekyk na die bestuiving, die bevrugting. Ek het 'n klein opsommingkie gemaak en hoe versprei die saad en hoe ontkiem dit. En toe was hierdie lewensiklus ook maar net 'n opsomming van die angiosperme. So baie sterkte verder en dan sien ek jou later in die fisika en chemie deel van die natuurwetenskap. Tada!